Hemelse Vader, ek dank U vir oggend dat U deur die Gees in ons harte met ons spreek deur die woord vandag. En dan ook spesifiek deur die lewe van Dawid. My gebed van my hart is, Vader, dat ons ver oggend hier sou uitstap met iets wat U in elkeen van ons harte met ons gepraat het en gewerk het. En ek dank die Heilige Gees dat U vir my help om dit effektief oor te dra in die naam van Jesus. Amen. Ek wil vir julle vra, ek wil vir julle iets interessants vertel. Ek gaan nie daarop te veel uitbrei nie. Maar blaai saam met my na Matteus 1 toe. Okay, sit jou selfoon aan en gaan na Matteus 1 toe. Gaan na die Bybel app toe. Dis 'n nuwe manier om dit te stel. Matteus 1 gaan oor die afkoms van Jesus Christus na die vlees. Ek wil vir julle vanoggend iets dis sommer net so 'n bietjie inligting wat ek vir jou gee, wat ek dink nie julle het geweet nie. Miskien het party van julle dit geweet. Maar ek gaan nou nie deur die hele lys lees nie, dis die afkoms van Jesus Christus na die vlees. Ek gaan sommer by vers 4 begin. Hy sê, en Ram, die vader van Aminadab, en Aminadab die vader van Nachson, en Nachson die vader van Salmon. En Salmon die vader van Boas by Ragab. Onthou nou, dis die afkoms van Jesus Christus na die vlees. Vers 5, en Salmon, Nachson die vader van Salmon, en Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isai, en Isai die vader van koning Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uria. Ek het dit eintlik nou 'n bietjie vroeër eers gesien. Hy praat nie van die vrou van Dawid nie, hy sê die vrou van Uria, Batseba. Maar nou wil ek vir julle sê, het julle geweet dat Dawid se pa was Isai. Dawid se oupa was Obed. Dawid se oupa grootjie was Boas. En Boas was die seun van Salmon en Ragab, die prostituut. Is dit nie interessant? En julle weet, soos wat ek voorberei het en deur hierdie goed gegaan het, toe besef ek, veral as ek nou kyk na Ragab, sy was 'n prostituut gewees. Kan lees van haar in Josua hoofstuk 1 lees ons van haar. En dan van Batseba. Jy weet, Batseba se seun, Dawid en Batseba se seun, was Salomo. Dit sê vir my iets van hoe God is en wie God is. Ons sou sê alles moet perfek wees, maar dit is nie. Alles moet volmaak en reg wees. En as ek hierdie lees, dan besef ek, Here, you are a merciful God. You are a merciful God. U genade, u barmhartigheid, your mercy, God, has no limits. En dit was net so terloops gewees, in hakies. Ek wil vanoggend met julle praat verder oor Dawid. En die tema is 'n man na God se hart. A man
after God's heart. En eintlik, soos wat ek voorberei het, moet ek vir julle sê, is ek in my hart, hoe kan ek dit sê? Ek hou nie van die woord nie, maar ek gaan dit gebruik. I was challenged in my heart. Want in werklikheid wil ek graag oor my lewe gesê word, as ek aan die einde van alles kom. En ek glo jy ook, dat daar van my kan gesê word, hy was 'n man na God se hart. It is possible to be a man, or a woman, or a child, after God's heart. En dis waaroor dit gaan, en ek gaan nou vir julle 'n skrif lees wat my baie diep getref het. 'n Paar jaar terug het ek vir die Here een keer gevra. Jy weet, ek luister en ek kyk na mense en ek kyk na mense wat volgens my uitverkoop is aan die Here. Hulle het hulle lewens opgegee vir die Here. Daai woord wat staan in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. En die lewe wat ek nou leef ek deur geloof, en die wat ek in die vlees lewe ek deur geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Met ander woorde, ek is dood. Ek lewe nou vir Christus en in Christus. En ek sien mense wat ek beskou, dan sien ek wat hulle doen vir die Here en ek sien hoe hulle lewe en dan sê ek vir myself, Here, wat verhoed my om dieselfde te wees? Maar dan kyk ek na myself en dis wat gebeur het. Ek het na myself gekyk en ek het 'n vraagteken oor gesê, ek het vir die Here 'n vraag gevra, Here, hoe kom ek daar? Ek weet dis 'n keuse. En ek ervaar die Here sê vir my, I will draw you with my loving kindness. En van daai tyd af, it became a reality. God is drawing me with his loving kindness. En dis wat die Here vir my en vir jou wil doen. He wants to draw us with his loving kindness. Dink ek moet nie verder gaan daar nie. Nou, ons het verlede week begin kyk na Dawid. En een van die dinge wat ek opgelet het, en dis regtig die moeite werd om deur die hele Samuel, 1 Samuel en 2 Samuel te lees. 1 Samuel en 2 Samuel, to read. Om Dawid se lewe te volg. As een ding wat julle sal agterkom, en dit is, Dawid was definitief nie 'n engel nie. Hy was 'n gebroke mens wat ernstige foute gemaak het. Sy verhouding met Batseba, as ek dit so kan noem, kan dit gaan lees. En toe die dinge nou gebeur het en sy swanger raak, wou hy nie die skande aan die lig bring nie, en op die einde van die dag het hy veroorsaak dat haar man vermoor is. Dat hy om die lewe gebring is. Want hy was in beheer. As jy gaan lees aan die einde van 2 Samuel, die laaste hoofstuk is hoofstuk 24. Dawid het op 'n dag besluit, hy gaan die volk tel.
En dit word uitdruklik verbied in die wet. Jy kan nie, die Here, dis nie God se wil nie. En selfs toe hy vir sy ek weet nie, weet nie watter een van sy leiers was, toe hy vir hom sê, dis wat hy wil doen, toe sê hy, is jy seker? Koning, is jy seker? Toe sê hy, doen dit net. Die gevolg daarvan was dat daar 'n klomp mense dood is as gevolg van die pes. Hy was die oorsaak daarvan. Dis sy keuse as koning gewees. He made the mistake. Maar eintlik moet ek nou vir julle sê, as ek daarna gaan kyk, miskien moet ek dit nou noem, ek praat nou daarvan, hoe lyk 'n persoon na God se hart? So ek sal dit nou afrond daarso. Maar dis goeders wat gebeur het. So die feit van die saak is wat ek en jy moet verstaan, is dat Dawid was nie perfek nie. Hy was nie perfek, en ek dink nie noodwendig, dit gaan net oor die immorele aspek daarvan nie. Baie keer van ons loop ons 'n pad, en ons loop 'n reguit pad, maar ons voel nog steeds, ons is nie goed genoeg nie, of wat ek al. En dan wil ek sê, daar's hoop vir ons. Nou, ek gaan die eerste skrif wat ek na toe wil gaan, in hierdie hele ding wat ek wil ek het vir myself gevra, hoe lyk iemand, 'n man of 'n vrou, na God se hart? Wat is hulle credentials? How does a man or a woman of God, hoe kan ek sê, a man after God's heart, 'n man na God se hart, or a woman after God's heart, hoe lyk hulle? Wat se karaktertrekke kry mense in hulle? En dis wat ek wil uitvind, want ek wil, en dis nie net vir my 'n storie nie, want dis op die einde van die dag waar ek wil wees. Ek wil 'n man na God se hart wees. So, dit begin vir my by 1 Samuel hoofstuk 13. En ek het verlede week so ietsie van Saul genoem, en ek gaan nie daarop ingaan oor Saul nie. Maar vers 14, nadat Saul offerandes gebring wat hy nie eintlik hy wou die offerandes bring, en Samuel het vir hom gesê, jy kan dit nie doen nie. Want hy wou nie wag vir Samuel om te kom nie, en ek het verlede week so ietsie daarvan gesê. Maar hierso in vers 14 kry ons 'n redelike idee. Hy sê, maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. 1 Samuel 13 vers 14. 1 Samuel 13 vers 14. Maar nou sal julle koningskap nie bestaan nie. Die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek. Dis my baie interessant. 'n man na sy hart gesoek. Daar's 'n paar skrifte wat praat van verskillende omstandighede wat God soek na iemand. Daar's 'n in Samuel of eintlik in Konings erns sê hy soek na 'n man wat sy hart onverdeeld op hom gerig is. OK. Nou sê hy, die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek. Ekskuus. En die Here het hom as vors oor sy volk aangestel. Omdat jy nie gehou het wat die Here jou beveel het nie. En dis vir my persoonlik baie erg. Want die dinge wat 'n mens van lees in 1 Samuel 15, 3 dinge wat Saul nie gedoen het nie. Saul was ongehoorsaam, disobedient. Saul was in rebellie.
Want hy sê hier so in hoofstuk 15 vers 22, hy sê, daarom sê die Here het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme, want wederstrewigheid, dit was wat hy was, rebellion, hy het gerebel teen God. Hy was ongehoorsaam, hy het gerebel, en dan sê in vers 23, eie sinnigheid, he was stubborn, he sought his own way, hy het sy eie pad gesoek. Dis waar hy was. En God se hand was op hom, maar hy het sy hand afgehaal, as gevolg van hierdie gesindhede. En Linus het, soos ek reeds gesê het, in die verlede paar weke terug hieroor gepraat. En ek dink is vir ons baie belangrik om ag te slaan daarop. Maar nou, wat verder nou gebeur is, God soek 'n man of 'n vrou na sy hart. Hoe lyk so 'n persoon? Nou wil ek vir julle vat na Handelinge 13. En ek gaan in die Passion Translation, gaan ek vir julle dit lees. Handelinge 13 vers 22. Miskien moet ek net vers 21 lees terwille van die konteks. Hy sê, the people craved for a king. So God gave them one from the tribe of Benjamin, Saul, the son of Kish, who ruled for 40 years. En dan vers 22. After removing him, God raised up David to be king. For God said of him, nou, God said of him, so die oomblik wat ek dit hoor sê, God said of him. Nou is my ore oop. Jy weet, het jy ooit gedink, ek verstaan, jy weet, in werklikheid is dit een van die belangrike dinge vir my en jou om te verstaan, wat God oor my en jou dink en hoe hy ons sien. Maar in hierdie konteks was dit nou wat God gesê het van Dawid. For God said of him, I have found in David, son of Jesse, a man who always pursues my heart. Ja. A man who always pursues my heart. Ek en jy moet hierdie versie gaan sit en lees en lees en lees, om te verstaan, a man who always pursues my heart. What is God's heart? En daar's hierdie skrif, hierdie Bybel, vertel vir my en vir jou, gee vir ons 'n idee van wat God se hart is. En ek kan nou maklik op 'n sylyn gaan en 'n klomp dinge gaan oplet. Ek dink aan Handelinge 10 van Cornelius, hoofstuk 4. Handelinge 10. Cornelius was 'n heiden. Hy was nie 'n Jood nie. Maar sy hart, hy het 'n hart gehad vir die wat swaar trek. He had a heart for those who are carrying burdens and but suffer. He had a heart for them. Wie julle wat sê daai gedeelte, gaan lees vers 4 in Handelinge, amper sê ek Acts. Hy sê, sy dade was vir God soos 'n monument voor God. Dis wat die woord beteken. Dit wat Cornelius gedoen het, toe God iemand soek, deur wie hy die evangelie na die heidene kan bring, toe het hy vir Cornelius gevind, as gevolg van Cornelius se hart en sy ingesteldheid.
Hy was bekend daarvoor onder die Jode. Alhoewel hy 'n Romeinse soldaat was. I have found in David, son of Jesse, a man who always pursues my heart and will accomplish all that I have destined him to do. He will accomplish what I have destined him to do. En hy het soos ek reeds gesê het, 'n paar ernstige foute in die proses gemaak. Maar aan die einde van die dag sê die Vader, ten spyte daarvan, sê he was a man after my own heart. En dis een van die dinge wat ek vir myself gevra het. Hy sê, who always pursues my heart and will accomplish all that I have destined him to do. Wat het die Here vir jou gedestin? Wat het die Here vir jou in gedagte? Ja, ek weet nie. Ek dink dit is belangrik om uit te vind. What has God in mind? What is his destiny for you? En daar's party van ons wat die Here dalk sê vandag, dis tyd to go and to pursue my destiny for you. So dis van die dinge wat my net getref het. Nou gaan ek so ek het 4 dinge wat ek hier noem en ek dink daar's meer as dit. 4 dinge van wat ek sien in Dawid se lewe wat hom in staat gestel het of wat in hom was om te doen wat die Here vir hom in gedagte gehad het. Die eerste een is vir my baie belangrik. Die salwing, the anointing. In 1 Samuel 16 lees ons en ons ken die hele storie van waar Samuel Dawid gesalf het. Hy het skape opgepas en die Here het vir Samuel gestuur na Isai toe en hy daar gekom en toe hy al die seuns deur was en gekyk het, toe sê hy nee, daar's nog een. Toe sê en toe sit Dawid wat in die veld was met die skape. En die woord van die Here sê in vers 13, 1 Samuel 16 vers 13. Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers. En die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. The Spirit of God came upon David. He was anointed. Nou, al wat ek wil sê vandag vir my en vir nie, is daar een ding is wat ek van verseker is en wat ek weet dat wat die woord vir ons leer, is to be born again, om weergebore te wees, is 'n wonderlike ding wat met jou gebeur. Maar as jy weergebore is, you need to be filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who makes the difference. En in die afgelope tyd, meer as ooit tevore, het ek bewus geword van die belangrikheid van my en jou, om vervul te wees met die Heilige Gees. Want dit is die Heilige Gees wat my bekragtig om te kan doen wat ek nie kan doen nie. Okay, so die eerste ding wat ek in Dawid se lewe sien, en so terloops, ek glo met my hele hart, die feit dat hy gesalf was, was die oorheersende faktor in sy oorwinning van Goliat. Ek is net oortuig daarvan. Dis die salwing van die Heilige Gees. Hoe gaan 'n klein, jong herderseun na die slagveld toe gaan en daar kom hierdie Goliat? Nou daar's verskillende opinies. Een sê hy was
9 voet groot gewees. Nou 9 voet is vir die van julle wat nog nie in daai tyd gelewe het nie. Is so bietjie, hoe kan ek dit stel? So bietjie minder as 3 meter. Anders sê nie, hy was hier so by 7 voet, 6 voet 9 daar rond gewees. Maar ek moet sê ek hou meer van die 9 voet want die 6 voet 9, my seun is net so bietjie minder as 6 voet 9. Nou weet ek daar's kinders wat vir hom gesê het, oom, is jy 'n reus? Jy weet, dis wat 'n kindjie eendag vir hom gevra het. So hy's lank, my seun. My oudste seun. Maar dit maak nie vir my sin nie. Ek skrik nie vir Stefan. Soos wat ek vir 'n 9 voet ou sal skrik nie. Miskien omdat ek sy pa is. Okay. Maar dink vir julleself. Hier kom hierdie klein pipsqueak. En hy oorwin vir Goliat. So ek glo met my hele hart dat die salwing het dit teweeggebring. Goed. Die volgende ding is nogal vir my 'n baie belangrike ding wat ek sien by Dawid. Is ek hou dit van om dit in Engels te sê. Dit klink 'n bietjie snaaks as jy sê 'n bekeerde hart. Of 'n hart wat maklik bekeer. Miskien kan jy dit so sê, maar die Engels praat van 'n repentant heart. Op die einde van die dag was die verskil tussen hom en Saul, was dit sy repentant heart. Want wat het gebeur? Toe Samuel vir Saul sê, wat het jy nou gemaak? Eintlik, om dit saam te vat, het Saul gesê, hoor hierso, moet net nie laat die mense sien, jy's kwaad vir my, of wat ek al, moet net nie, dit het vir hom meer gegaan oor wat die mense gedink het, as wat hy gedoen het. As jy later gaan kyk, toe Nathan na hom toe gestuur word, die profeet, Nathan. En hy vertel hom hierdie storie van uit vir hom 'n hele, ek wil nie ingaan daarop nie, ding vertel van hoe hierdie hoof of koning een van sy volgelinge geabuse het, gaan lees dit maar self. Toe sê Nathan vir hom, jy is daai ou. Dawid se eerste reaksie was, nie wag net so 'n bietjie. Hy sê, ek het gesondig. Toe hy besef wat hy gedoen het, was sy eerste ding wat hy gedoen het. Hy het erken en gesê, ek het gesondig. He had a repentant heart. En as 'n mens daarna gaan kyk, en julle weet, daar's iets in hierdie hele storie, en ek het nou ongelukkig nie tyd om dit deur te werk nie. Maar dis in 2 Samuel, die hele storie van Batseba. Toe Nathan dit vir hom gesê, toe sê Nathan vir hom, as gevolg van dit wat jy gedoen het, gaan die kind wat gebore word uit Batseba uit, gaan die kind sterf. Weet julle wat het Dawid gedoen? Toe die kind gebore was en hy's besig en dit gaan nie goed nie. Het Dawid vir meer as 'n week het hy gaan vas. Hoekom? Die Here het dan vir hom gesê, luister, hy het gerepent en daar was ander goeders wat die Here gesê het gaan gebeur. Maar weet julle wat het Dawid gedoen? En eintlik moet ek net gaan kyk. 2 Samuel 12. Let me just go there. 2 Samuel 12.
Die Here het vir hom gesê die kind gaan sterf. Maar toe het hy gaan bid en hy het gevas vir daai tydperk. En toe die kind sterf, toe wou sy diensknegte nie vir hom sê, luister, jou kind is dood nie, want toe dog ek, wat gaan nou gebeur? Maar op die einde van die dag, toe sien Dawid sy diensknegte praat onder mekaar. Toe sê hy vir hulle, is die kind dood? Toe sê hulle ja. Toe staan hy op en gaan aan. En hulle vra vir hom, toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, hoor Dawid se hart, wie weet, die Here kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. Die vertroue wat Dawid gehad het, dat die Here so genadig is, dat hy daai kind, ten spyte van wat God gesê het, dat as gevolg van Dawid se repentant hart, dalk sal God dit oorsien en die kind laat lewe. Dieselfde het gebeur met die 2 Samuel 24. Die profeet het na hom toe gekom, hy het gesê, daar's 3 dinge. Jy gaan vir 3 maande, sê jy moet vlug vir jou lewe voor jou vyande. En dan is daar 'n tweede ding gewees. En die derde ding sal daar 'n pes kom. Weet julle wat het Dawid gesê? Hy het gesê, ek kies die pes. Want dit is beter om in die hand van God te val as in die hand van mense. En as jy die verhaal gaan lees in 2 Samuel 24, wat jy agterkom, is dat eintlik het op 'n stadium, die engel was nog in die proses om dit was vir 'n paar dae sou hierdie pes gewees het, dat op 'n stadium het die Here die engel gestop. En presies dit wat Dawid die Here voor vertrou het. Die genade van God het ingekom. En dit het nie sy volle loop geloop nie. Want Dawid het 'n vertroue gehad in God se genade, sy mercy. Julle sien, dit kom vir my alles uit hierdie repentant hart uit. En eintlik het hierdie deel het ek eintlik geplaas onder geloof, maar julle sien, Dawid het 'n vertroue gehad in God se vergewensgesindheid. En baie van ons sukkel vandag nog as gevolg van goeders wat in die verlede gebeur het en wat nie eers verre verlede gebeur het nie. Dinge wat ons aangevang het, wat ons nog steeds teen onsself hou. En dis wat ek nou die dag gesê het. Ons verstaan nog nie, ons het nog nie, ek wil amper sê, uitgekom by die diepte van Romeine 8 vers 1 waar daar staan, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En as jy onder veroordeling is, weet net, dis as gevolg van die leuns van die duiwel. Want God se vergifnis, die bloed van Jesus, maak my, was my skoon, van alles wat ek gedoen het. Ek glo, ek moet 'n gesindheid hê van bekering, 'n repentant heart, I need to have a repentant heart. Maar baie keer, loop ons met skuldgevoel rond, en ek wil amper sê, die Here sê vandag, dis nou klaar, stop het. In die naam van Jesus. Ontvang jou vergifnis, want die bloed van Jesus reinig ons en maak skoon. En dis wat Dawid gehad het. Nou ek gaan die laaste een sê, ek gaan eers uitkom by die laaste een nie, ek gaan nou net vandag praat oor pursuing God. En die laaste een wat ek het hier so is geloof, maar ons gaan eers daarby uitkom nie. Maar soos wat ek daai versie wat ek vir julle gelees het,
I have found in David, son of Jesse, a man who always pursues my heart. Ek en jy kan besluit. As jy gaan kyk wat het gebeur in Dawid, dis wat die geskiedenis van Dawid so interessant maak. Ons ken die hele storie van die ark wat hulle na Jerusalem toe gebring het en wat gebeur het. Toe vat hulle die ark na die huis van Obed-Edom toe. En toe later aan toe Dawid nou verstaan wat aan die gang is, toe hulle dit op die reg. Jy kan eintlik gaan kyk, hulle die detail waarmee hy te werk gegaan het om die ark van Obed-Edom se huis af in Jerusalem in te bring, is eintlik fenomenaal. Hulle het alles volgens die boek gedoen. Volgens die boek. Alles. Jy kan dit gaan lees, dit is baie interessant. Maar, hier is die ding. Toe hulle die ark na Jerusalem toe bring, nou moet julle weet, die ark was in die tabernakel, in die allerheiligste, waar die hoëpriester eenmaal 'n jaar ingegaan het met vrees en bewering, om bloed, die bloed te bring, die offer van bloed van 'n dier, sodat die sondes van Israel kan bedek word. Dawid het die ark na Jerusalem toe gebring. Die tabernakel het nie meer bestaan nie. En Dawid het 'n tent opgeslaan. En dit is wat ons lees in die Bybel in Amos hoofstuk 9 en ons kry dit ook in Handelinge 9 en Handelinge 15 waar daar gepraat word van die tabernakel van Dawid of die hut van Dawid. Die Engels praat van the tent of David. Nou daar's 'n storie aan verbonde wat baie interessant is. Iemand het 'n boek geskryf, God's Favorite House. Dis die tabernakel van Dawid, nie die tempel van Salomo nie. Of die tabernakel van Moses nie. En as jy gesien het wat Dawid gedoen het, hoe dat hy daai tent, die ark was in daai tent, en die ark was sigbaar, jy kon dit van buite af, kon jy na die ark kyk. Maar daar was 24/7, soos hulle sê, 24 uur uit 7 dae uit, elke dag, vir 24 uur, was daar sangers, wat die Here geloof en geprys het. 24 uur uit 24 uur uit. He was pursuing God's presence. He was pursuing God's presence. Gaan lees met Psalm 63, dan kry jy die idee, wat Dawid is in die woestyn, dan roep hy uit. Hy sê, ek is honger, verlang, na die teenwoordigheid van die Here. Want dit was sy hart. En dis hoe hy God gesoek het. En God het hom geëer daarvoor. En dit was een van die redes waarom Dawid 'n man na God se hart was. En in die Nuwe Testament konteks, en hiermee sluit ek af, is daar 'n skrif. Toe Jesus by die put van Samaria sit, en hy praat met hierdie Samaritaanse vrou, sê Jesus die volgende vir haar. Dit is eintlik goed om dit in die Passion te lees. Hy sê, dit gaan nie oor 'n plek waar God aanbid word nie. Hy sê, maar daar kom 'n uur, vers 23, Johannes 4, vers 23, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, the true worshippers, die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader, hoor hierso, soek ook mense wat hom so aanbid.
Dis een van daai skrifte. Die Vader soek. Hy soek. Want daar waar hy daardie mense vind wat hom so aanbid, hy trek daarin en hy maak dit sy woonplek. En as jy by so 'n plek instap, the presence of God is there. Ek praat van in ons tyd. En ons raak partykeer so daarin. Ons het vanoggend net so 'n klein smaakie gekry. Die Vader soek diegene wat hom so aanbid. Vader, jy hoef nie verder te soek nie. Hier sê, you'll find him here. Jy hoef nie verder te soek vir 'n plek nie. Hier's 'n plek waar enige gees en waarheid aanbid word. Dis my hart vir Christen Lewe Gemeente. That we will learn to worship him. Not with songs, not with music, instrumenten, but we will worship him in spirit and in truth. Want daar, he shows up. And when God shows up, anything happens. Or anything can happen. Ek praat van goeie dinge. Vader, in Jesus naam, bid ek vanoggend, Here, dat hierdie woord 'n tuiste mag vind in elke mens wat luister na hierdie woord vandag. That this word will find a place in the hearts of every person that listens and heard this word this morning. Dis die gebed van my hart, Vader. In die naam van Jesus. Terwyl ons in gebed is, miskien sit hier iemand. Maybe there's somebody here today. Jy het nie die sekerheid, die assurance, dat jy 'n kind van God is nie. Jy het nog nooit die sekerheid gehad. Om daardie sekerheid te kry is eintlik nie baie moeilik nie. Dit is eintlik baie eenvoudig. Dit is gebaseer op die gebed wat die Here vir ons gegee het. Dit is in Romeine 10 vers 9 en 10. Romans 10 vers 9 en 10. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan hierdie gebed bid. As daar enige iemand is wat hierdie gebed nog nooit gebid het nie, jy het nie die sekerheid dat jy kind van God is nie, dan gaan ek jou vanoggend uitnooi om agter my hierdie gebed agter my aan te bid. Nie net in jou gedagtes nie, maar saggies by jouself. Jy sal hoor daar's mense wat hierdie gebed bid. So hier kom die gebed, bid dit net agter my aan. Sê, Hemelse Vader, ek staan vandag voor U. Ek glo dat Jesus Christus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo dat U God Jesus uit die dood uit opgewek het en dat Jesus lewe. Vandag bely ek dat Jesus nou my Here is. Ek gaan dit net in Engels bid ook. Heavenly Father, as I stand in your presence today, I believe with all my heart that Jesus Christ died for my sins on the cross. I believe that you, God, raised Jesus from the dead and that Jesus is alive. Today I confess that Jesus Christ
is now my Lord. Terwyl ons hoofde gebuig is en ons oë toe is, as jy vanoggend hierdie gebed gebid het, Jules, wil jy vir my help asseblief? As jy vanoggend hierdie gebed vir die eerste keer gebid het, if you prayed this prayer for the first time this morning, dan wil ek net vir julle vra om julle hand op te steek. Is daar so iemand wat hierdie gebed vanoggend vir die eerste keer gebid het? Steek net jou hand op. As 'n aanleiding, just put up your hand if you have prayed this prayer for the first time. Okay. Julle kan maar vir my kyk. Ek gaan julle net seën in die naam van Jesus. En ek wil vanoggend regtig uitnooi. Ek wil 'n uitnodiging maak. As jy vanoggend 'n behoefte het of jy het net gebed nodig, you need prayer, dan gaan ek julle vra om vorentoe te kom na die tyd en net hier voor te wees. Hier sal mense wees wat vir jou bid. So ontvang die seën van die Here. Die Here seën jou. Sy seën is op jou. Die Here behoed jou. Hy beskerm jou. Die Here se aangesig skyn oor jou. En sy genade is op jou. Dis nie wonderlik nie. Die Here se verhef sy aangesig oor jou. En die Here gee vir jou vrede. Gaan in daardie vrede van hom vandag. In die naam van Jesus. Amen.